Onderwys begin nie net in die klaskamer nie. Dit begin by 'n kind se huis, in die gemeenskap waar hulle bly en ook in die groter wêreld waar hulle elke dag moet woon en ook leer. Ek is Leandie Brazzer en jy kyk na Skoolslim en ons het vandag 'n spesiale episode wat vervilm is by Marula Media se kantore tydens die SOS Nasionale Kongres. En by my vandag in die ateljee het ons vir iemand wat eintlik nie bekendstelling nodig het nie en dit is Helen Zille. Sy is die burgemeesterkandidaat van die DA. So baie welkom mevrou Zille. Dankie Leandrie, dis baie lekker om weer by Marula te wees. So ek wil sommer net begin deur vir jou te vra, jy het nou al 'n verskeie leierskapsrolle in Suid-Afrika in die politiek ook vervul en jy het 'n lang verbintenis ook met onderwys. Ek meen jy's self 'n ouer en jy's nou 'n ouma. So waar het jou liefde vir onderwys begin? Wel eintlik by my ouers, want my ouers was vlugtelinge gewees en my pa het altyd gesê daar's net een ding wat onderdrukkers nie van jou kan wegneem nie en dis wat in jou kop steek. Dis wat hier is. En maak seker dat jy dit ontwikkel. En my ouers was baie erg oor onderwys en leer en my pa het nooit 'n geleentheid gehad om 'n graad in Duitsland te verwerf nie. So hy het hier geswat by Unisa en hy het altyd daardie instelling opgehemel as dit ware, want dit het hom geleentheid gegee om te leer. En my ouers het altyd baie belangstel in onderwys en in leer en hulle het gesê jou bekwaamhede en jou vaardighede kan ander mense nie van jou af wegneem nie. Sjoe, dit is so spesiaal want vir my persoonlik is dit nogal 'n boodskap wat my ma en my pa ook altyd vir my geleer het. Is onderrig en onderwys is iets wat niemand van jou kan wegvat nie. So dankie dat jy dit deel. Sommer as voormalige LER vir onderwys in die Wes-Kaap, wat het jy geleer oor die uitdagings wat skole beleef en wat hulle tot vandag toe nog in die gesig staar? Jy het die blote waarheid gepraat toe jy gesê het dat 'n kind se onderrig begin nie by die skool nie. Wat 'n kind in sy of haar huis leer, is die belangrikste. Al was my ouers arm gewees in my eerste 10 jare, was ek so bevoorreg om onder hulle waardes en dissipline groot te geword het. Dit het my so 'n voorsprong in die lewe gegee en ek het dit glad nie agtergekom nie. Ek het gedink dit is net normaal. Daar was dissipline, daar was reëls, jy het jou werk gedoen, jy het verantwoordelikheid geneem vir jouself. Jy kon nooit 'n slagoffer wees nie. Jy moes altyd gesê het, wat kan ek doen om hierdie situasie beter te maak? En dit was vir my 'n wonderlike opvoeding. En toe ek by die skool beland, nou ek was nou amper 6 gewees toe ek skool toe gegaan het vir die eerste keer. En dit was hoofsaaklik 'n Afrikaanse skool gewees. Dit was dual medium soos hulle dit genoem het, maar hoofsaaklik Afrikaans. En die kinders was nog baie arm uit die arm blanke se tyd uit as jy. En ek het landelik groot geword naby Leeukop gevangenis in daardie wêreld en daardie kindertjies was altyd almal op skool en die van ons wat wel skoene gehad het, was die beter af kinders as dit ware. Maar daar het ek was doodgelukkig daar. Doodgelukkig in daardie skooltjie met die juffrouens en ons het 3 grade in een klas gehad. Graad 1, graad 2, graad 3. En daardie juffrouens was hoofsaaklik Afrikaans, maar hulle was met Skotte getroud. So hulle snaakse name gehad soos mevrou Wilson en mevrou Bryden en sulke goeders, maar hulle was glad nie Engels magtig nie. Maar hulle was streng en hulle het ons geleer lees, skryf en reken. En ek het 'n groot voorsprong gehad toe ek op hoërskool in 'n privaat skool gegaan het. En al het ek van 'n landelike skooltjie gekom met daardie onderwysers en onderwyseresse, het ek 'n groot voorsprong gehad. Ja, so jy is ook 'n ouma natuurlik soos genoem. Ja. Wanneer jy aan jou kleinkinders en hul toekoms ook dink, watter soort onderwysstelsel sal jy graag wil hê moet vir hulle in plek wees? Ja, wel, hulle ouers, my kleinkinders se ouers, my seun en sy vrou is albei onderwysers. Ja. En my seun gee wiskunde en my skoondogter gee rekeningkunde. Okay. En hulle is albei toegespits op die onderwys. En
My skoondogter veral is 'n absolute natuurlike ma. Sy is ongelooflik goed met die kinders. Met presies dieselfde waardes waarmee ek groot geword het. Daar word riglyne gestel, daar word dissipline handhaaf, daar word waardes ingeboesem in die kinders. En sy glo ook baie in moedertaalonderwys, so my kleinkinders is in Afrikaanse skool. En dit is 'n pragtige skooltjie, dit werk so goed vir hulle. En ek kom daar so gereeld as wat ek kan, as ek Kaapstad nou af en toe besoek. Maar vir my, ja, ek bewonder hoe my seun en sy vrou vir daardie kinders grootmaak. En hulle het ook nou dus 'n groot voorsprong in die lewe, want ek sien, in my werk sien ek die teenoorgestelde die hele tyd. Tienerma's, afwesige pa's, Ja. gebroke families, dwelmverslaafdheid, talle kinders wat per abuis daar is, Ja. omtrent wat wie se ouers eintlik nie hulle wou gehad het nie. En dit wys altyd, dit kom oor so. En daardie kinders het niks om op staat te maak, niks. Het niks om op te bou nie. En ek weet nie waar jy begin as jy sulke, kan ek sê, wanfunksionerende families het. Dit is die grootste probleem, maatskaplike probleem in ons land. Die wanfunksionerende families. So, as mens nou kyk, as mens nou sê ook, jou kinders se opvoeding begin nie noodwendig in die klaskamer nie. Hoe sien jy die verbinding tussen 'n funksionerende stad, veral jy wat nou as 'n burgemeesterkandidaat staan vir Johannesburg, sterk gemeenskappe en suksesvolle skole, hoe dra alles by tot die sukses van 'n skool? Ons het nou gesien, as daar geen water is nie, moet skole sluit. Daar was nou nie water vir 3 weke in Dobsonville gewees tussen Soweto. En daardie skole moes gesluit het. Hulle het wel gesluit. Ja. En as daar geen elektrisiteit is nie, kan die skole ook nie funksioneer nie. En as daar nie riolering is nie, of as die toilette nie kan spoel nie, kan daar ook nie skool wees nie. As daar geen goeie paaie is en geen plaaslike vervoer nie, is dit ook vervoer nie, dan is dit ook baie moeilik om 'n skool te bestuur. So al die basiese dienste waarvoor plaaslike regering verantwoordelik is, al daardie basiese dienste is die verantwoordelikheid van die munisipaliteit uit die aard van die saak, en daarsonder kan geen instelling funksioneer nie. Ja. So, hoe beïnvloed kwessies soos veiligheid, betroubare elektrisiteit, water, soos wat jy nou eintlik genoem het, in biblioteke, gemeenskapsfasiliteite, kinders se vermoë om te leer en eintlik te floreer op die einde? Ja. Dis alles baie belangrike onderboue, maar as die gesindheid nie daar is nie, dan is dit baie moeilik om jou geleenthede te gebruik. En daardie gesindheid kom van die familie af. Ja. Ek sal nooit vergeet, daar was 'n baie arme skool in een van ons armste woonbuurte waar ons as stad 'n mooi biblioteek gebou het. En van die kinders het dit as 'n geleentheid beskou en daar gesit elke middag met die rekenaars en alles wat hulle vir die eerste tyd toegang gehad het. En dan was daar ander wat nie kans gesien het daarvoor nie en net gespeel het die hele middag in die strate en op dwelms beland het en dis meer. En ek het mooi gekyk na hulle en die uitslaaf van matriek was absoluut 'n wesenlike verskil. Daardie kinders wat die biblioteek wel gebruik het uitstekend floreer in daardie omstandighede. En van hulle het vir my gesê, dit was die grootste geleentheid wat ons kon gehad het. Ja. Ons het toegang gehad tot rekenaars, ons het toegang gehad vir boeke, 'n stil plek om te kan leer sonder 'n televisie, en die wat daarvan gebruik gemaak het ongelooflike vordering gemaak. So die staat se rol is om geleenthede te bied, maar jy kan nie kinders forceer om dit te gebruik nie, veral as daar nie so 'n kultuur in hulle huise is nie. Ja. Dit laat my nou eintlik dink aan, daar is 'n Engelse gesegde wat sê, "It takes a village to raise a child." Seker. En dit wys net dat
nie net 'n juffrou die werk kan doen nie net staatsinstellings kan sekere opleiding of opvoeding gee nie. Ons kan bewusmaking skep, jy kry jou nie-regeringsorganisasies wat bewusmaking kan skep, maar alles begin by die huis en dit is nogals iets waaroor die skoolondersteuningssentrum ook glo, is om daai holistiese kind eintlik te ontwikkel, maar mens het die ouers ook nodig. So ja, dit is Dis 'n vennootskap. Om 'n kind groot te maak is 'n vennootskap. Dis 'n vennootskap van die familie, Hm. van die staat wat fasiliteite daar moet stel soos klinieke en dies meer, Ja. en basiese dienste, en biblioteke en sulke goed, en skole uit die aard van die saak. Ja. En dan kom die leerkragte daarbey, die prinsipaal uit die aard van die saak, die hoof van 'n skool, uiters belangrik. En dan die gemeenskap. Die gemeenskapsorganisasies wat sosiale cohesion, ek weet nie, samewerking bied. Dis ongelooflik belangrike faktore wat ek altyd as vanselfsprekend beskou het. Ek het in 'n klein dorpie groot geword noord van Johannesburg. En daar was gemeenskapsorganisasies vir alles en mense het almal geken. En daardie gebondenheid van daardie gemeenskap was 'n ongelooflike voorreg wat ek eintlik nie besef het nie toe ek groot geword het, want ek het gedink dit is normaal. Ja. Maar ek sien 'n funksionerende gemeenskap maak 'n baie groot verskil. En 'n kultuur waarin jy groot word, maak 'n ongelooflike verskil. So wanneer ons na die toekoms van onderwys kyk in Suid-Afrika, wat bekommer jou die meeste, maar ook dan wat gee vir jou wel hoop? Wat vir my wel hoop gee, is die geleidelike vordering en verbetering. Daar is geleidelike vordering en verbetering. En daardie stelsel is so groot met 25,000 skole, dat goue verbetering nie verwag kan word nie. Maar selfs SADU praat nou van die verantwoordelikheid van onderwysers, die aanspreeklikheid van onderwysers en sulke goeders. So hierdie taal begin nou insypel in die gewone taal van skole wat 'n baie belangrike ontwikkeling is wat nie van tevore daar was nie. En die aanspreeklikheid in die stelsels wat al hoe meer ingebou word is baie belangrik. Ja. En die meet van uitkomste op verskeie fases in die skoolloopbaan, nie net matriek nie, is belangrik. En die fokus op die grondslagfase waar kinders leer om te lees, skryf en reken is uiters belangrik. Uiters belangrik. So ek het hoop in die geleidelike verbetering van die stelsel. Dis heeltemal te stadig, maar myns insiens gaan dit meestal in die regte rigting. Ek het ook hoop in die feit dat die minister nou, Siliwe Gwagube, ook ingestel is op vennootskappe oor korrekte prosedures, om te verhoed dat die staat politieke agendas dryf in die skole. Haar respek vir moedertaalonderrig, haar respek vir daardie vennootskap waaroor ek nou net gepraat het. Ja. Dit gee my ook hoop en ek hoop die DA sal aan bewind bly in daardie portefeulje vir so lank as wat moontlik is en dat ons uiteindelik die wette kan skryf. Maar ons kan dit nie doen met 22% van die stemme nie. Dan moet ons baie meer stemme kry. So dit help om 'n DA minister te hê in so 'n portefeulje, maar sy kan nie die wette ignoreer nie, maar sy pas dit toe op 'n samewerkende wyse. Sy sien die vennootskap raak en die belang daarvan. So dit gee my ook hoop. Die ding wat my die meeste bekommer is hierdie dwelms. Mens sit hier in Marula Media in Pretoria en mens besef glad nie wat daar buite aangaan nie. Dis 'n verwoesting. Dis 'n verslawing. Die Afrikaanse woord is die beste. Verslawing. Mense is verslaaf. Hulle is slawe van hierdie dwelms. En hulle doen alles. Hulle verrenoveer al die infrastruktuur. Hulle breek die brûe af om die staal uit die brûe te haal om dit te verkoop vir dwelms. Hulle verrenoveer hulle skole. Hulle doen wat ook al. Hulle brand die skool af vir rede wat ek nie weet nie.
maar is dwelm aangehits. En hierdie kinders sal ergens in die lewe kan kom nie. Dikwels is hulle ouers op dwelms. Dikwels word hulle verslaaf gebore deur 'n ma wat deur haar hele swangerskap dwelms gebruik het. Mens, as ek dit sien, weet ek nie waar ons moet begin nie met hierdie dwelm storie. Dit was eens op 'n tyd in een gemeenskap met bende gewees, maar nou is dit omtrent oral. Ja. En ek was in Dobsonville wat nogal 'n gegoede deel is van Soweto. En die oumas wat hulle kinders grootmaak, wat hulle kleinkinders grootmaak, die oumas wat hulle kleinkinders grootmaak, sê vir my net een ding: waar kan ek my kleinkind na rehabilitasie stuur? Oor en weer hoor ek dit. Dit bekommer my. As jy daardie video's sien wat aangaan in Amerika met die fentanyl krisis. Dit is besig om hier te gebeur. Kan ek jou sommer dan vra, Ja. oor die regering van nasionale eenheid en die Bela-wetgewing. Jy sê jy het 'n hart vir moedertaalonderrig. Hoe sien jy hierdie taal- en toelatingsbeleid? Wel, daar is nou, ek dink dit is regulasies en norme en standaarde wat ontwerp word. En die enigste ding wat ek vir mense kan aanraai om te doen, is om die kanale te gebruik, om kommentaar te lewe, om met bewyse en feite te kom, om te engage, soos ons sê. Want jy het 'n minister wat erns is daaroor en wat die belangrikheid van moedertaalonderrig ook besef. Gebruik die kanale, sy sien dit as 'n vennootskap en sy is vasberade om te keer dat provinsiale amptenare hulle mag misbruik vir politieke agendas. Sy sien dit in en sy is vasberade om dit te keer. So gebruik die kanale, staan vas, bankvas agter moedertaalonderrig en dit moet deur billike prosedures en besluite handhaaf word. Ek hou van hoe jy nou eintlik alles geantwoord het nou met die dwelms en al die goed en die probleme wat in skole plaasvind. Nie net in skole nie, in gemeenskappe. Dit wys net daar is regtig baie groter probleme eintlik as wat mens dink en dat samewerking eintlik nodig is. Ek wil afsluit deur vir jou te vra, watter kernboodskap wil jy by ouers, onderwysers en persone wat stem laat wat werklik oor die toekoms van ons kinders in die land omgee? Maar my eerste boodskap is nie 'n stemboodskap nie. Dit is 'n boodskap om te sê, moenie 'n kind kry voordat jy bereid is om 'n goeie ouer te wees nie. As jy 'n kind kry terwyl jy nog 'n tiener is en die pa van daardie kind verlaat jou en jy maak nie jou skoolloopbaan klaar nie en jy kry geen vaardighede agter jou rug nie, dan sal jy vir altyd in armoede bly en jou kind ook. Dit moet 'n norm wees dat kinders skool klaar maak en dat hulle na skool ook kan studeer sodat hulle 'n goeie werk kan kry en 'n familie begin wanneer hulle reg is om dit te doen. Dis my boodskap oor en weer in gemeenskappe. As ek 'n tiener sien met 'n baba op haar heup, wil my hart net breek want ek weet wat die toekoms is van hulle albei. Ja. So dis die eerste boodskap. Die tweede boodskap is, die DA is die party wat vir almal 'n heenkome in Suid-Afrika wil gee. Maar jy bou nie deur die dinge wat werk af te breek nie. Skole veral wat werk moet versterk word en moenie afgebreek word nie. En die doel van die regering is om reg te stel waar dinge nie werk nie. En dit is nie om gelykheid te bring deur alles af te breek nie. So die doel van die regering moet wees om die goeie skole te los dat hulle aangaan met hulle werk as hulle binne die wet funksioneer. En hulle werk is om daardie talle der duisende skole wat nie werk nie, daarop toe te spits om dit beter te laat werk.
Baie dankie. Helen Zille, dit was 'n voorreg om jou hier te kan hê as 'n gas en bietjie te kon net bespreek oor onderwys en net die kwessies wat ons daaglikse lewens en gemeenskappe ook raak. So, Dankie. ja, dankie vir jou tyd en ek wil sommer vir die gehoor of almal wat gekyk of geluister het, vra as jy van hierdie episode gehou het, deel dit gerus met 'n onderwyser, 'n hoof, 'n vriend en My skoondogter. 'n skoondogter. En kom ons help om ons gemeenskappe te versterk en om 'n positiewe boodskap uit te dra. Daai van wat jy gesê het van ja, tienerswangerskappe, al daai goed. Kom ons leer ons kinders reg. Ons leer ons kinders reg, ons bemagtig hulle en ons bemoedig hulle met die regte boodskappe sodat hulle kan ingaan in 'n toekoms in, want hulle is die toekoms. Dat hulle kan sterk ingaan as volwassenes. So deel gerus met almal wat julle ken en volg ook gerus die Skole Ondersteuningsentrum op Facebook, Instagram en TikTok en ons sien julle weer 'n volgende keer. Ek is Leandie Bresler en jy kyk na Skoolslim.